En mense, en ek besef net, in my eie lewe het ek dit al baie ervaar. Wanneer ek deur 'n storm gaan, of wanneer ek deur beproewings gaan, is ek so ingesleep in my omstandighede, dit maak my doof vir Vader se stem. Shalom, goeiemôre mense, en baie welkom by Koffietyd vanoggend, saam met my, Frik Weideman. Ek is hier by die rots, en op hierdie besondere môre groet ek jou uit die hartjie van Namakoland. Nou mense, ek glo en vertrou dit gaan goed met elkeen wat vanoggend ingeskakel is by Koffietyd saam met my. Nou vanoggend toe ek stop hier by die Koffietyd rots, en ek sien weer die blou lig, en ek kyk na die berge om my, en ek kyk so in die verte, toe besef ek net weer eens, ons het te make met hom wat hemel en aarde geskaap het. Hy's die skepper God van hemel en aarde. En toe ek hier kom toe, ek wil sommer net bid. En ek wil sommer net saam met jou bid, wat nou ingeskakel is vanoggend. Want ek weet nie waartoe jy gaan nie. Ek ervaar vanoggend toe ek hier stop by die Koffietyd rots. Hier's mense wat deur beproewings gaan. Hier's mense wat nou in die middel van 'n enorme storm is in hulle lewens, en hulle weet nie watter kant, hulle weet nie links of regs nie. En dan ervaar ek hier's mense wat belangrike besluite moet neem. En nou is jy ingeskakel by Koffietyd, en ek het nie die antwoord vir jou nie. Maar ek weet dat Skepper God van hemel en aarde, die Heilige van Israel, hy het vandag vir jou die antwoord. Ek weet daar's mense wat vandag ingeskakel is, wat belangrike besluite moet neem, wat hulle lewens radikaal gaan verander. Dan is daar ook mense wat teleurgesteld is. Mense wat deur toetse kom, mense wat deur beproewings gegaan het, en hulle het gebid, hulle het gesmeek, hulle het gevra, hulle het gehuil, en hulle het nie antwoorde gekry nie, en mense is teleurgesteld, want hulle weet nie altyd hoe werk die Skepper God van hemel en aarde nie. En ek wil vandag met jou praat hier by Koffietyd, juis daaroor, want baie mense gaan deur moeilike tye, en wanneer hulle bid, is dit belangrik om met die regte gesindheid te bid, veral in terme van geloof. En ek wil gou ietsie vir julle lees. En dalk as jy jou woord het, kan jy saam lees, of maak net 'n aantekeningkie terwyl ek lees. En ek lees in hierdie pragtige gedeelte, die brief van Jakobus, en toe ek dit lees, toe besef ek, ek moet dit vandag met jou deel wat ingeskakel is, want hier's soveel mense wat deur beproewings gaan. Hier's mense wat deur moeilike tye gaan, en hulle kry nie antwoorde nie. So hoekom kry hulle nie antwoorde nie? Kom ek en jy lees. So ek gaan my bril op, dat ek beter te kan sien, my kind. So kom ons hoor gou wat sê die woord. My woord sê in Jakobus hoofstuk 1, vanaf vers 2, my opskrif is geloof en wysheid. En hier by Koffietyd is dit so 'n voorreg om saam met jou vandag hierdie woord te kan deel. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle ten volle tot geestelike rypheid kan kom. Is dit nie amazing nie? Sonder enige tekortkominge. As een van julle wysheid kortkom, en baie van ons het, moet hy tot Elohim bid, en hy sal dit vir hom gee, want Elohim gee dit aan hulle sonder voorbehoud en sonder verwyte. Hoor nou baie mooi, maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. So wanneer jy vanoggend bid, en wanneer jy deur 'n moeilike tyd is in jou lewe, en jy's in die middel van 'n storm, en jy bid net omdat 'n gebed is, uiteraard, en dis nie lekker woorde om te hoor nie, dan moet jy nie verwag dat Vader gaan jou antwoord nie. Weet jy hoekom nie? Want hy's die kenner van die hart. Hy weet met watter gesindheid jy bid. Hy weet in die beproewing waar jy nou in is, weet hy of jy 'n goeie gesindheid en of jy 'n slegte gesindheid gaan openbaar. Kom ons lees weer vers 6. Vers 6. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel, hoor mooi, is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hulle iets by Vader Jahwe sal ontvang nie. Jog mense, en toe ek dit lees, toe besef ek maar, dis dalk die rede in my lewe, in my vorige lewe, dat ek soms gebid het, en ek was ook teleurgesteld geweest, want ek het nie antwoorde gekry nie. Want ek het gebid, net omdat gebed was, maar ek het nie gebid in geloof nie. Want ek besef een ding vandag by Koffietyd, dat
beproewing waardeur jy gaan, die toets waardeur jy gaan. En baie keer, ek praat met iemand in die week, en baie keer wanneer ons deur 'n toets gaan, wat ek vir hierdie persoon sê, is dat Vader wil jou nader trek na hom toe. Ek weet jy kan dit oorkom, en ek weet jy kan dit doen in jou eie krag, maar hy wil dit nie hê nie. Hy wil jy sê, jy moet nader kom na hom toe in jou moeilike tye, want na wie toe gaan jy? Ons gaan net na Vader toe. So, beproewing bewys jou gesindheid. Beproewing bepaal of jy gaan volhard en of jy gaan twyfel. Ek ervaar baie keer in my lewe wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, dan kom daar twyfel in my hart en ek moet dit aanspreek. Ek moet kennis neem daarvan en dan kom hierdie gedeelte in Jakobus hoofstuk 1 en dit kom waarsku my. Dit gee net vir my weer rigting in my lewe en dis vandag my gebed by koffietyd dat jy weer rigting sal hê as jy dalk in die middel van 'n storm is en jy moet belangrike besluite neem en jy weet nie wat om te doen nie. Nou roep jy en jy vra. Maar mense, die geheim is jou gesindheid. Of jy dit doen in geloof en of jy dit doen met twyfel. Beproewing bepaal jou geestelike rypheid. Dit bepaal uiteraard vanweë jou gesindheid, bepaal dit of jy dit gaan volwasse benader en of jy dit met twyfel gaan benader. Want jy moet een ding onthou. Dat Skepper God van hemel en aarde, sjoe mense, hy is die heilige van Israel. As ek en jy net kan besef, wie is hy? Nou hy sien agter die gebed, sien hy ons harte. Jy kan baie mooi bid, jy kan sê, Vader, ek kom na U toe in die naam van Meester Yeshua, met die krag van U Heilige Gees, en jy kan dit doen. Maar Vader ken agter die hart, hy ken agter die skerms van die gebed. Hy weet presies wat is jou gesindheid. En Jakobus hoofstuk 1 vanaf vers 2 tot met 8 sê die woord. Hy sê dat wanneer iemand altyd deur twyfel en wanneer jy onbestendig is in jou wees, met ander woorde wanneer jy twyfel, jy bid, maar jy twyfel in dit wat jy bid, met die hoop Vader gaan dalk antwoord en die uitkoms gee. En mense, en ek besef net in my eie lewe, ek het al baie ervaar, wanneer ek deur 'n storm gaan of wanneer ek deur beproewings gaan, is ek so ingesleep in my omstandighede, dit maak my doof vir Vader se stem. Dit maak my doof vir sy woord. Dan lees ek die woord, maar ek kom agter, ek neem nie in wat ek lees nie. Ek weet nie of jy dieselfde deurmaak as ek nie, maar dit gebeur. En soms maak die beproewing in die storms waarin ons is, dit maak ons doof. Ons is ingesleep in die omstandighede en ek verloor die inspraak van Heilige Gees. Dit gebeur met my, dit gebeur met jou. Ek is nie gevrywaar dat jy nie. Maar nou kom die woord en ek wil dit met koffietyd vandag by jou bespreek en asseblief neem kennis van dit. Nou kom die woord vanoggend en die woord sê vir jou by koffietyd. Moenie onbestendig wees in jou wees nie. Moenie twyfel nie. Vertrou Vader. Ek weet nie waardeur jy gaan nie. Ek weet nie wat se antwoorde jy soek vanoggend nie, maar ek weet een ding, dat hy wat Skepper God is van hemel en aarde, hy kan die antwoord vir jou gee. En die oomblik wanneer jy ingesleep is in jou beproewing en jou omstandighede, gaan mense met jou praat. En dalk gebruik Vader mense om met jou te praat, maar jy gaan doof wees. Jy gaan dit nie verstaan nie. En nou kom twyfel en onbestendigheid in jou hart en dit veroorsaak 'n dubbelhartige gees. En die oomblik wanneer jy met dubbelhartigheid na Vader toe kom, onthou ek sê weer, hy ken die gebed agter die skerms. Hy ken ons hart. Hy weet. En die oomblik wanneer ons met 'n dubbelhartige hart na hom toe gaan en ons hart is nie gefokus op hom nie, gaan hy die gebed nie beantwoord nie. Ek is jammer ek moet dit vandag vir jou sê by koffietyd, maar dis die belangrikheid. Hoor gou wat sê Jakobus 1 vers 7. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is. Ja, maar Engelse woord is but what if? Of nee, dit is te goed om waar te wees. Nou sulke mense wat altyd aan die twyfel is, en die woord praat verder, die woord sê, en wat onbestendig is in al sy doen en late, of in al haar doen en late. Hoor gou mooi, moenie dink, so 'n mens moenie dink, moenie eens daaraan dink nie, dat hy iets van die almagtige Vader sal ontvang. Ja. En mense, by koffietyd wil ek jou bewus maak van Vader. En ek wil jou bewus maak van jou hart en jou vertroue op hom. Dat jou fokus op hom sal wees. En nie op jou beproewing nie. En ek sê weer, in my beproewingstye wat moeilik was, het ek na Vader toe gegaan. Dit was moeilik, want jy wil dit in jou eie hande neem en jy wil dit self oplos. Maar dit is moeilik. Gee dit vir Vader. En juist vanoggend by koffietyd toe ek hier kom en ek bid, toe ervaar ek, hier's mense wat deur storms gaan.
Hier's mense wat deur beproewings gaan, maar hulle is so ingesleep met hulle omstandighede. Hulle hoor nie die inspraak, hulle hoor nie die woord nie. Hulle hoor nie Vader se hartklop in hulle deur nie. En vanoggend hier by Koffietyd wil ek jou regtig bemoedig dat jy met gebed sal inbeweeg, maar ook met geloof. Geloof en wysheid. Nou daai geloof en wysheid bring die antwoord uit die hemel uit. So by Koffietyd vanoggend wil ek jou seën met hierdie woord. So Abba, ek kom net vanoggend en ek sê vir u dankie vir elke man, vrou, seun en dogter wat ingeskakel is by Koffietyd. Abba, mense soek antwoorde. Hulle wil weet wat is die besluite wat hulle moet neem. Hier's mense wat in die middel van 'n storm is. So Abba, ek roep op hierdie pragtige môre u heilige naam uit oor elke persoon. Ek doen dit in geloof. En Vader, ek bid nou dat hulle tot geloof sal kom en ons kom teen ongeloof wat omgedraai word in geloof en dat die heilige naam daardeur verheerlik sal word. En Vader, dat u vir hulle die uitkoms en die antwoord sal gee en dat hulle met hulle monde sal kom en bely oor die grootheid en die almag van ons hemelse Vader. Abba, dis my gebed in die wonderbare naam van Meester Yeshua. So Vader, ek dank u nou vanmôre vir Koffietyd en dat hierdie mense vandag sal besef wat Jakobus vir ons leer in Jakobus 1 vers 2 tot 8. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vanoggend ingeskakel is by Koffietyd. Dit was 'n oggend vir my baie spesiaal geweest. Mag die vrede van Skepper God met elkeen wees op hierdie besondere dag. Van my kant Frik Weideman, by die rots, uit die hartjie van Namakoland, tot 'n volgende keer. Shalom.